Kan nie glo nie, in hierdie week besef ek, elkeen van ons het 'n stukkie Judas in ons. Party bietjie groter, party bietjie minder. En ons ken almal die verhaal van Judas. En as 'n mens hom voer, dan word hy groter. Judas het weggegooi. Judas het, ek dink Jesus baie seer gemaak. Uitgekies, nader getrek, deel gemaak. Maar hy het hierdie ding binne in hom gehad. En weet julle, ek het nogal gaan dink daaroor, wat maak dat 'n mens op die ou einde begin weggooi, mense minderwaardig hanteer. Jou planne is totaal anders as dit wat om jou aan die gang is. Wat maak dat hierdie Judas binne in elke mens opstaan? En ek sien dit oral om ons. Julle sal nie glo hoeveel keer sien ek weggooi, stik en breek, minderwaardig ag, nie meer groet nie, WhatsApp stuur, goeders wat mense aan mense doen, wat so verskriklik seer maak. Wil graag bietjie hier in Paastyd, hierdie Paastyd, wil ek so bietjie met julle hieroor praat. Hy is uitgekies. Handpicked, soos hulle sê. Here het net 12 manne uitgekies en hy is een van hulle. Die aand voor hy Jesus verraai, nooi Jesus hom na die tafel toe, die nagmaalstafel. Hy steek nogal sy hand saam met die Here in daai bakkie in. Die Here was lief vir hom, het hom opgelei, het hom 'n kans gegee. Verskriklik potensiaal in hom raak gesien. En daar was baie potensiaal in Judas. Wonderlike is dat in elke mens is daar eintlik die mooiste mooi wat God raak sien en wat eintlik so geweldig baie vir die koninkryk kan beteken. So hy was eintlik 'n besonderse mens. En ek het myself gevra, wat het gebeur dat die Satan besit kon neem van hom? En dit is so interessant, dit staan hier in Lukas 22. Satan het in Judas ingevaar, wat Iskariot genoem is, een van die 12, vers 3. Hy het toe weggegaan om te onderhandel met die priesterhoofde en die bevelvoerders van die tempelwag, oor hy Jesus aan hulle sou uitlewer. Hulle was baie opgewonde en hierdie ooreenkoms om geld aan hom te gee, 30 silwerstukke. Judas het ten volle ingestem om na 'n gunstige geleentheid te soek om Jesus uit te lewer. Gunstige geleentheid te soek. Die duiwel het besit geneem van hom. En dan sê ek, Here, maar as ek 'n stukkie Judas in my het, dan moet ek versigtig wees dat ek nie ook in besit geneem kan word en op 'n pad gelei kan word, wat op die ou ende vir God oneindige hartseer berokken. Dit gebeur vandag nog. Ek sien dit oral om my. Hoe Jesus in sy koninkryk deur gelowiges, mense wat hom ken, nie ongelowige mense nie, ek en jy, seer gemaak word. Dan wonder ek hoe reageer hy as hy dit weer beleef en weer beleef en weer beleef en weer beleef. En daarom dink ek, kom ek en jy kyk so bietjie dieper binne. Wat was dit in Judas wat op die ou ende die oorhand gehad kry het, wat hy eintlik moes beheer het? En weet, ek kom toe agter, maar hierdie goed is ook in my. Die eerste ding wat in Judas was, hy het sy eie planne gehad. En sy planne was, hierdie Messias wat hy volg vir 3 jaar, moes die Joodse volk kom vrymaak. Hulle moes weer regeer en die Romeine uitdryf en weer die volk wees wat hulle was in Dawid se tyd. Dit was sy planne. Sy planne het gedraai rondom sy Jood wees, sy mens wees. En is nie heeltemal verkeerd nie, nee. 'n Mens moet tog staan vir wat joune is en jou morele waardes en die dinge wat daar is. Maar partykeer kan dit te ver gaan. Partykeer kan dit te ver gaan en partykeer as ek so kyk na hierdie wêreld, dan gaan dit eintlik heeltemal te ver.
Jy verloor jou visie en jou rigting op die koninkryk van God en wat vir God aanneemlik is en wat vir hom 'n lieflike geur is. Sy planne was belangriker as God se planne. En toe Jesus sy planne aan hom duidelik maak, toe kon hy dit net nie hanteer nie. Toe sê hy, nee, maar dan skuif ek dit liewer eendag. En ek moet jou vra, jou planne, jou drome, die dinge waarmee jy werk, is dit in lyn met wat God wil hê? Want ons gaan maar vinnig in hierdie ou wêreld, broers en susters, ons tyd loop maar vinnig hier uit. En dan tel jy, is asof Judas nie oë in sy hart gehad het nie. Hy kon nie verder kyk as dit waarna hy vasgekyk. Dis die eerste ding. En dis in elkeen van ek en jy. Miskien moet jy so 'n bietjie gaan dieper kyk vanmôre. Die tweede ding is sy trots. Hy was 'n trotse man. Ons lees hier, hy het na die Sanhedrin toe gegaan en die Joodse leiers en die tempelwag. Hy was in. Hy kon sommer vrylik toegang kry daar. Hy kon met hulle gesels. Met ander woorde, en as 'n ou na The Chosen gaan kyk waar hierdie deel bietjie toneel opgevoer, dan kom jy agter maar ou Judas het goeie kontak gehad met die leiers van daai tyd. Sy aansien. Hy was 'n trotse Jood wat aansien gehad het in die strukture van daai tyd. En dit het op die ou ende vir hom belangriker geword as die Messias wat voete gewas het. Die Messias wat gesê het, ek gaan my lewe gee. En so het elkeen van ons maar ons trots, nee. Ja, ons kan so trots wees. Ons het ons dinge wat ons wil uitsorteer en young, this about me, myself. En want trots het niks te doen met ander nie. Dit het te doen met my. Me, myself and I. En dan kan jy nie jou kruis optel en hom volg nie, want dan is dit benede jou. Want trots hou jou weg van dit af. En dit het op die ou einde Judas weggehou van die wonderlikste ding wat ooit met hom kon gebeur het. En dan die derde en die laaste ding, geld. Hy was lief vir geld, ou Judas. Ja, soos ons almal nie maar lief vir geld nie, nee. Jesus het vir hom die beursie gegee van die begin af, want hy het geweet hy het 'n probleem met geld. En hy wou so graag hê hy moes dit oorwin. Die Engelse sê die laaste ding van 'n man wat tot bekering kom of nooit tot bekering kom, dis jou beursie. En hoe weet 'n ou dit? Ag, gaan kyk maar net hoeveel gee jy vir God en sy koninkryk. Of wheel and deal jy daar. Gee jy elke maand vir hom ietsie. En dit was sy probleem. 30 silwerstukke het hy sy siel verkoop. Op die ou einde het hy selfmoord gepleeg. En die stuk grond wat hy gekoop het, is nou nog leeg. Daar in Jerusalem wys hulle vir jou. Bloedgrond lê nou nog leeg. Niks vir hom gebring nie. Geld, boeties en sissies. Ek baie keer as ek begrafnisse hou, dan sien ek hoe moer familie mekaar uit oor die ou bietjie erfgeld wat daar oorbly. Wanneer daar iets beskikbaar is, dan word mense wat lief was vir mekaar, word absolute vyande. En ons het dit almal in ons. Dis daar. Gaan kyk bietjie, vra Here, het ek al by daai punt gekom wat ek eintlik sê alles is U sinne. Ou Judas kon nie. En dit het sy lewe gekos. Hulle skryf hier, ek wil dit tog vir julle lees wat sê Jesus. Daarop het Jesus gesê, dit is die een wat sy hand hier saam met my in die skottel seek, wat my gaan uitlewer. Ek, die seun van die mens, moet sterf, soos daar van my geskryf staan. Maar dit sal bitter swaar gaan met daardie man wat my uitlewer. Hy moes liewer nooit gebore gewees het nie. En Judas, wat toe sy hand insteek, reageer toe en hy sê, dis tog seker nie ek nie, Rabbi. Is dit nie so tekenend van ons tyd ook nie? Ja, al die tekens, al die vingers wys vir jou. Maar jy hoor nie, jy sien nie, jy verstaan nie. Ek het al baie keer, ek wil afsluit, ek het al baie keer gewonder wat met ou Judas gebeur het. Hy het selfmoord gepleeg, maar hy het Jesus van hom vergeet. Kon hy in sy laaste oomblikke regmaak? Want hy het definitief spyt gehad oor wat hy gedoen het.
het daai woorde wat Jesus aan die kruis gesê het, Vader, vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie, het dit ook vir hom 'n effek gehad. Ek weet dat die moordenaar aan die kruis het genade gekry. En so groot is God se genade, dat selfs al het jy 'n leeftyd van hierdie goed aangevang, 'n leeftyd daarvan, kan hy vanmôre vir jou kom sê, my kind, ek vergewe jou, moenie dit weer doen nie. Draai na my, lê jou planne vir my voor, los jou trots, ag, en hierdie gelding, ek gaan vir jou baie gee, maar gee vir my dit wat aan my toe kom. Mag hierdie Paastyd vir julle 'n wonderlike tyd wees. Amen.